sal jy regtig Sal jy jou seun vat. alles, Ja. as jy die mens wie jy die liefste vir is, die Ek goed weet wat jy... nie, ek hierdie is moeilike goeders nie. Hallo Gerry. Môre, Rias, hoe gaan dit met jou vanoggend? Ag nee, voor die wind, dankie. Daar sê nee, dit kan nie met jou sleg gaan nie. Nee, glad nie. Oggend toe ek hierso in ons by ons plek aankom ons opneem toe, het ek nou maar langs ons videograaf geparkeer. Ja, nee, Ek en hy ry karre wat dan gemaak is nog in 2016. Ek verstaan nie, nou dat ek 'n Toyota ry, nou skielik wil niemand langs my stop nie, Land maar Cruiser. almal wil langs die Defender stop. Ja, mens kan nie, wat gaan jy Welkom by Defender? Toyota. Dankie. Welkom by die familie. En almal wat so my uitgehaal het oor my Land Rover, as enigiets gebeur met daai kar, gaan ek julle deurklop met Toyota. Maar ongelooflik. Is baie lekker altyd om nuwe goeders deel te hê van mense se lewens. Ek en Henry sal nie weet nie. Ag, so ek so 'n bietjie vanaand ekstra. Maar as ons nou kyk na die tema van ons preek, die armoede evangelie wat duidelik nie van jou pas is vir my nie. Nee, ek het my rykdom het ek nou gekry seker sê hulle, alhoewel jy het jou skat gevind. Ja, en mens kan 'n klomp goed sê en dit is 'n lekker kar en dit is 'n uitgawe en dit is goeie waarde vir geld. So jou kop hardloop deur 100 scenario's en dan as jy mos nou 'n cruiser bakkie koop, dan is daar elke verkoopsman duik om 'n hoek en jy moet al hierdie goeders op hierdie ding sit en jy moet alles bylas en so en dis nooit net ek en Henry sal nie weet nie. Ja, ek is so jammer vir jou, Gerry. En dis so half asof is hierdie genoeg nou. Hierdie is nou klaar en nou is dit genoeg en dan meeste mense sê vir jou nee, dis nie genoeg nie. Jy kort nog van hierdie skatte op hierdie skat wat jy nou het. En dit is nie eintlik 'n skat nie, maar terselfdertyd, kom ons wees eerlik, dit is lekker. Maar nou die add-ons. Die cruiser is 'n goeie voorbeeld van dit, want ons dink bietjie anderster aan rykdom en aan goed en aan hoe ons lewens lyk en hoe ons sekere goed hanteer teenoor wat die Bybel altyd sê. Ja, dit is waaroor hierdie hele armoede reeks gegaan het. Ek het mooi geluister en toe. Wat 'n naam vir 'n reeks, die armoede evangelie net, nee. Maar dit is eintlik waar dit gegaan het. Iemand het die volgende gesê, Rias, miskien resoneer dit in jou hart, miskien as jy uitgaan dan verkoop jy daai splinternuwe cruiser van jou. I say only those who let go of everything can receive everything that truly matters. Is dit nou let go verkoop? Want ek dink gee. Dis 'n moeilike, maar weer eens, soos alles in die Bybel, jy moet versigtig wees om net dadelik dade te dink. Ja. Ons doen dit verskriklik vinnig, waar baie van die stories wat Jesus vertel het is hart. En wat is jou hart van dit? Tuurlijk, en wat is die verhoudingselement van alles, van voertuig tot huis, tot kos, tot klere, selfoon, en dan jou talente, jou gawes, die manier hoe jy goed doen, en ons is baie vinnig om te veralgemeen sê nou maar, in 'n voertuig, as die Here nou vir jou sê, om hierdie ding vir iemand te gee, sal jy, nee, dis myne, asseblief, maar ons is baie vinnig om hierdie so drasties te gaan, maar terselfdertyd, die Here is besig met baie klein goed, en wat ons moet doen is, ek dink in die geval van die boodskap ook, om te kyk na die stories in die Bybel en dan vir jouself te vra, waar is my hart en my verhouding met die Here nou, want hy gaan seker goed van my verwag. Wat is dit? Ja, maar daai is 'n groot vraag net, nê, wat ons almal se harte toe kom, of ons sal regtig, dit is nou een ding om dit nou hier te sê, maar as ons regtig bereid om alles wat ons het, op te gee, te gaan verkoop. Want hier vertel hy die storie, ons het gister ook gesels Matteus 13:44, is so amper 'n one-liner storie. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daar gaan hy, en verkoop alles wat hy het, en koop daar die saailand. Jy het so, lees die storie, en dit klink vreeslik romanties, maar joh, dis eintlik 'n groot vraag nie, Rias, sal ek en jy regtig bereid wees, nie? Om wat ons het, alles prys te gee vir die skat. Ja, en is 'n gevaarlike konsep. Ja, ek weet nie. Materiële, en jy kan sê, o ja nee, ek so maklik, want as die Here regtig en ek kry die ervaring, maar nou, onthou, ons lees in die Ou Testament, gelukkig het Jesus gekom en gesterf vir ons sondes, maar jy gepraat van kinders wat geoffer moet word. Ja. Sal jy regtig, sal jy jou seun vat? Alles. Ja. As jy die mens wie jy die liefste vir is, die goed wat jy... Hierdie is moeilike goeders nie. Die kerk antwoord, die pastorale antwoord, die regte potgooi antwoord is, ja, Here. Maar daai is 'n moeilike ding om regtig waar te sê, Here, ek is regtig bereid om alles wat ek het. Dink gou 'n bietjie alles wat ons het. My naam is nie Francis nie, en ek kom nie van Assisi nie.
ek dink soos Dit een is van 'n die diep vraag hierdie oor die goeders wat regtig die skatte wat ons pursue, die skatte wat ons dink regtig waarde het. Want ons almal het tog 'n skat. en dit kan so filosofies in 'n sin, maar so abstrakt wees. Ek het probeer dink wat is iets wat baie belangrik is vir my. As die Here vandag sê, as ek wil hê vir wat ek deur jou wil doen, moet jy stil bly vir die volgende paar jaar. As ek Here kan nie dit doen nie. My hele werk is praat en sing maar die Here sê ek wil hê jy moet alles prys gee sodat ek en my skat ek sal ek het verkeerd gehoor. Maar dit is nou 'n drastiese ding van stil bly, maar jy kry dit die Japaneese. Jou vrou sal dit geniet. Ek's 'n man. Jy is almal te stil. Ja, maar die ouens het gedoen in die evangelisasie in Japan gaan doen het jy daai die monnike wat stil was gehad en daai is sal ek my opinie vir myself, sal ek my oordeel vir myself hou. Ja. Maar dit gaan meer net as die goed wat ons sien, hè? Ja, nee. Die losies in die fone en die cruiserbakkies, dit gaan ook oor hartsgoeders. Ons bereid om my opinies of my manier van doen of wat vir my identiteit of wat vir my belangrik is te gee. Ja. Sodat hy kan meer word in my lewe. Hy is 'n baie moeilike en dit in vreugde te doen. En dit in vreugde te doen, want dis wat die Bybel vertel hierdie ou gedoen het. Hy het iets besef net, nee, dat dit wat hy gedink het, sy cruiser bakkie gaan van waarde gee om toe hy hom daar 1000 kilos gery het en het doen nou nie die gat volgemaak wat leeg was. Nee. Die enigste iets wat ons kan volmaak is Jesus. En hoe leer ons word van onsself, en dis waaroor hierdie reeks gegaan het. Ja. Hoe voller word ons van Jesus, maar daai Rias, ek wil vir jou sê, daai is 'n moeilike ding om te doen het, want ons almal het maar plekke, nê, waar ons maar tog maar ietsie hou van onsself net. Ja, en ek dink nie dis altyd wat ons dink dit is nie. Mense moet versigtig wees, baie keer sê vir jouself, hierdie is die belangrikste ding, of hierdie is die ding wat gewoonlik dink ons is die eerste of die tweede ding wat op in jou brein wat ek sal prys gee, maar dis ook coping mechanism, en is in jou brein is ongelooflik ingewikkeld en wonderlik, en dit sal jouself probeer flous om jouself te beskerm. As dit jou brein weet, hierdie is die ding wat vir jou die meeste dopamien en meeste vreugde bring, gaan hy aspres ander goeters sê. Ja. En so wat die Here sê is dat luister, daai goed wat op, maar gaan dieper. En aan die uiteinde kom jy by sekere goed wat jou laat sleg voel, daai skaamte wat inkom, daai verslawings. Die goed, en dit is as ons weet die skat is daar, dan moet ons hierdie goeters jy moet regtig ontslaa raak van dit. Dis 'n groot woord. Dis nie tydelik nie. Dis jy gaan dit, wat is daai liedjie, jy gaan dit nooit weer sien. Nee, dis baie lank terug aan die Schwartz. Gits. maar daai is 'n moeilike ding, Rias. En ons het dit gister gesien, en dink ons wil dit vanoggend in ons hart ook los net, is dat die belangstelling in ons lewens en is met die koninkryk wees net. En dan bring hy uit daai teksvers waar Jesus in Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk. So dit neem aan dat ek en jy, as ons nie soek nie, verby die skatte kan loop, die skat kan loop wat die koninkryk is, met die ander goeders in ons hand. Ja. So dan moet ook in ons harte soeke wees na die regte goeders. Want ons soek baie keer die verkeerde goeders, en dan kom ons op die plek waar ons dink dat ons volmaak. Want hy gaan aan in Matteus 6 en hy sê, en al die ander goed sal vir jou gegee word. Maar hy soek na die koninkryk, en om daai bewusheid te leef, elke dag is 'n volgeling van Jesus. Ek maak my leeg van myself, maak my vol van hom, en ek is intentioneel vandag gaan ek soek die koninkryk. Waar God heers, waar is hy teenwoordig, ek gaan dit soek. 'n diep intentionaliteit. En dan sal die ander goeders, die cruisers en die mooi goeders sal vir ons gegee word. Die interessante ding is van ons limiet onsself baie en ons besef dit nie. Daar was 'n studie gedoen wat hulle met mure en spinnekoppe gedoen het. So hulle sit 'n muur en 'n spinnekop op papier en trek hulle met 'n pen, 'n sirkeltjie. Ja. En die mure en die spinnekoppe weier dan om oor daai sirkeltjie te gaan. Dit is hulle kan nie. Dis nie dat hulle fisies nie kan nie, maar hulle daai goed kan dit nie. Hulle kom by dit en so het hulle dan nou die sirkeltjie kleiner en kleiner gemaak en dan staan daai muur of spinnekop doodstil. Wat hulle toe in een van die ouens wat dit gedoen het, en ons almal een van daai ouens in die span, hy het per ongeluk toe met die een spinnekop te laat die sirkeltjie getrek. So toe is die spinnekop se een voet klaar oor die 12. Okay. Hy is besig om oor te gaan. En toe is daai spinnekop nou oor. Toe sê o gids, toe doen hy dit weer en toe loop die spinnekop oor die lyn. En toe van daar af maak nie saak hoe baie sirkels die spinnekop het geleer dat hy buite kan gaan. Hy kan. Daai beteken niks. Hy's nie beperk nie. So ons het presies dit. Ons het soveel sirkels in ons lewe wat ons moet opgee en hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer besef jy maar hierdie
beperk, hierdie is nie iets wat my hou vas op my het nie, maar jy moet jou voet oor die lyn sit. Jy moet jou voet oor die lyn sit. En dit kan enigiets, dit kan materiële, dit kan psigiese, dit kan geestelike goed wees, daar's soveel goed. Ek dink 'n mooi voorbeeld is die Coldplay konsert wat ons oor gepraat het, en wat seker nou al ou nuus is. Dadelik het die hart van die samelewing baie mooi uitgekom oor hoe ons ander mense Yes, ons het al vinnig gewys, né? Dit is 'n skat. Ons idee van ons is op 'n beter plek is 'n rykdom wat ons het. Ja. Ons besef nie dat ons almal is maar mense op die grond en ons almal luister bietjie Coldplay. Solank dit nie Taylor Swift is nie, maar ons het baie dadelik baie vinnig in hierdie ou se lewe ingeklim en gelag en mense het besef toe julle gaan 'n bietjie te erg. Daar was predikings ook al wat grappies gemaak het oor dit. Hulle het in een kerk het hulle dit so dit is 'n hele sirkus en daai is 'n rykdom wat ons het, die feit dat ons glo ons kan eerder as net om te bid vir die gesin, vir die man, vir alles wat daar aan die gang is. Irrelevant of hulle gebrokenheid nou dink. Of hulle in die Here glo of nie. Dit is nie ons ons moet prys gee wat ons dink. Ja. En daai elke dag is daar hierdie tipe sirkeltjies wat getrek word en dan staan die wêreld en kyk vir jou. Gaan jy jou voet oor die ding sit of gaan jy jouself maar beperk? En dit raak dikker en dikker en meer. En ek dink baie keer die waarde dan wat ons maar besef ons die waarde van die koninkryk regtig. Hoe waardevol, kom ons kwantifiseer net koninkryk. Koninkryk is waar die Here regeer, dit is die teenwoordigheid van die Here. Besef ons regtig altyd die waarde en van hoe belangrik dit is. Ons besef miskien maar ons leef nie so nie. Ek dink ofwel seker die besef en leef is aan mekaar gekonnekteer, maar ons besef die koninkryk van God is belangrik en hoe dit funksioneer is die beste manier, maar en ons leef dit nie so nie. Die vrug wys nie dat daar vergifnis of daar goeders prys gegee word of alles gelos word. En ek dink die groot ding is maar jou kultuur, jou manier van lewe. Daai word die prys gegee vir die koninkryk van God nie, want doetjie. Ons het 'n idee en ek dink hoe nader jy aan die einde van jou lewe op aarde is. Ek sal nou nie weet, jy is nader. Baie dankie. So hoe nader jy aankom, jy sien dit met mense wat as jy kyk soos die kankerpasiënte, hulle besef iets van hoe groot eintlik die genade en die koninkryk van God is. Hoe ek sê, die ander goed was, nee, die goed wat jy gedink het, gaan dit wees, die skat wees, die goeders wat jy tyd aangegee het, want jy het hierdie skat mooi dat absoluut niks seggend is op daai oomblikke nie, nee. Ek dink ons besef altyd die waarde van die koninkryk nie. As ons dit regtig besef het, dan sal ons hierdie man wees wat Jesus gesê het, want toe hy dit sien, toe besef hy, ek gaan alles verkoop wat ek vir hierdie stuk land kry, vir hierdie koninkryk kry nie. Ek luister na 'n ding hierdie week, ek nou die ou se naam vergeet, hy was die vorige CEO van Coca-Cola gewees. En hy gebruik die vergelyking van die lewe met balle. En dan sê hy, jou werk is die rubberbal. En die ding van die rubberbal is, dat as hy val, hy gaan weer opkom. Ja. Die werk is daar, jy gaan vandag 'n fout maak, jy kan selfs jou werk verloor, jy gaan weer opkom, die werk is 'n rubberbal. Maar dan sê hy, daar's glasballe. Jou gesondheid, jou huwelik, soos wat met Coldplay gesien het, jou geestelike lewe. Hy sê 3 of 4 glasballe. Hy sê, hier is die hartseer ding net. Die meeste van ons sit al ons fokus op die rubberbal. Ja. Jy weet, die ding wat in elk geval op 'n stadium, gaan hulle vir jou kobaai sê, gaan jy op pensioen, gaan of is dit jou tyd verby, maar en ons hou hom heeltyd aan die gang, maar die glasballe sê hy, jou gesondheid, jou huwelik, jou geestelike lewe, die goed wat regtig van waarde is, die glasballe laat ons val. Toe ek dit lees van hierdie ou, toe besef ek, is eintlik baie waarde daar. Hy het besef, wat is eintlik die waardevolste ding in die lewe? Is nie die goed wat verbygaan nie. Ons moet werk. Ja. Maar luister so, jou werk is nie die belangrikste skat in die lewe nie. Jou familie, jou gesondheid, jou verhouding met Jesus, is die belangrikste ding nie. Maar waar spandeer ons tyd? Wat laat ons val? Ek kan vandag of die volgende week en ek my verhouding met die Here maar een kant sit. Of ek kan hierdie sonde omhels, of ek kan hierdie ding doen net, want jy weet, as hy is 'n glasbal, hy gaan val. Ja. En ek spandeer my tyd aan die goed wat eintlik niks seggend is nie. Ja, nee, dit is so.
En dis nie 'n eenvoudige ding nie. Ek dink ons moet baie, maar dit raak 'n gewoonte. Die waardebepaling raak 'n gewoonte wat ons waardes insit. En Maar die wêreld bepaal die waarde van Andreas. ja, Hulle sê vir my en vir jou wat belangrik is, terwyl ja, hulle sit die prys aan dit. ja. En dan betaal ons dit. Nee, dit is so. Ons lewe baie keer in 'n prentjie wat ons vir onsself geskep het, maar wat beïnvloed is deur die wêreld wat daar buite is. En so besef ons nie altyd soos wat se Dumbo wat die veertjie vasgehou het nie. Ja. En ons wil net daai veertjie los nie, want ons glo alles lê in hierdie veertjie of alles lê in daai bal en uiteinde 20, 30, 40 jaar van nou af, eerlik geriewe, ek dink nie ons wil nog steeds lank en kort 40 jaar van nou af. Episode nie. 4002. Ja, soos lê my baard by my toon. En dan miskien het ons hierdie stelle haarstyl dan dink ek. Ja. Blyklik is ek besig om hare te verloor bo. So nee, daar gaan ek voel met my vrou iewers. Maar dink jy nie die Ja. sleutel dan tot daarmee moet ons kan ons seker afsluit, maar die sleutel tot ware geluk is eintlik nê om minder te hê. Ja. Want as ek kyk na Paulus nê, wat het Paulus gehad? Behalwe 'n tronksel. Ja nee. Dan skryf hy die volgende. Hy sê I consider everything a loss compared to the surpassing worth of knowing Jesus. Ja. Hy sê al hierdie goeders man beteken absoluut niks nie in vergelyking om Jesus te ken nie. Dis die belangrikste te skat in my lewe, is om op te ken. Ons sal die wêreld getuig van verhoudings. Ons weet nou die nommer 1 verhouding is met die Here. Maar met die hele AI en almal wat nou begin stres en alles, is een van die goed wat hulle sê is, fokus op jou vermoë om verhoudings te bou. Fokus op jou vermoë om met mense. Fokus op die goed wat regtig waardevol is, want dit is wat gaan saak maak. Fokus op om vir God lief te wees met julle hart, julle siel, julle verstand en dan jou naaste lief te hê soos jouself. Dit is wat ons moet op fokus. Die ander goed wat bykom is nie, hulle word gedoen, hulle is daar en party van dit is lekkerder as ander, maar dit nie waarde nie. Dit is dit wat ons maak dit waardevol. Ja, so ons moenie dit nie. Hou daai waarde by die liefde en dan van daar af doen dit, geniet dit, maar besef hierdie goed het nie ewigheidswaarde nie. Dit is tydelik en dit kan alles prysgegee word vir dit. Ons besef dit nie altyd nie. Nee. Dankie Rias, jy met jou nuwe voertuig geniet. Ek sal so maak. Baie trots geborg deur